ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 447. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die 3 legkaart studiegids Bybels, A4 boeke, 500 bladsye dik in kleur, swart en rooi geskryf, vir u gerief en u gemak. Sou jy belangstel, kan jy my skakel, daar is ook 'n pakket op die legkaart studiegids Bybels, sou jy die stel gelyktydig bestel, dan kan jy 'n 4de boek gratis kry, posgeld ingesluit in Suid-Afrika, van Postnet tot Postnet. Jy kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za, soos wat jy kan sien hierbo, né? As dit al die eerste keer is wat jy aan die reeks gaan deelneem, is verskriklik welkom. Gaan asseblief na deel 1, begin reg voor, jy het 'n magdom inligting gemis. Dit is ook uiters noodsaaklik as 'n nuwe kyker, dat jy asseblief sal inteken op YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van die ander studies kan ontvang. Hierdie reeks is lewensveranderend, deel dit die kontak ook met die vriende en die kennisses. Maak seker dat jy 'n skryfblok, pen en 'n Bybel, ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Ons wil vir u vanmôre al die eer, die prys, die lof en die heerlikheid gee vir dit wat u vir ons beteken, Vader Jaffa. U woord sê dat as julle as aardse vaders weet om nie vir julle kinders 'n skorpioen, 'n slang of 'n klip te gee as hulle brood vra nie, hoeveel te meer nie julle hemelse Vader nie. Ons bid in hierdie oggend, Vader, dat vir hulle wat krank is, vir hulle wat siek is, ons dink aan soveel mense in Suid-Afrika wat kankers het, Vader, verskillende kankers en siektes het. Ek wil bid dat u stil staan en elkeen aanraak. U woord sê, voor jy al gevra het ek reeds geweet. U sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En vanmôre sê ons dankie dat u, Vader, dat ons in u teenwoordigheid kan wees deur die werkinge van die Ruach HaKodesh. Ek wil vanmôre bid, dra u hulle wat krank is, voorsien vir hulle wat in behoefte is, Vader, onderneem vir hulle wat in stryd is. Dankie, die genadebloed van Jaffa is vanmôre funksionerend, soos 2000 jaar gelede. Gee ons dan vanmôre ontvanklike sielsdimensies vir die woord, terwyl jy met ons deel. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, die volk of die Jaffiste van Jaffa sê halleluja. En weet jy wat, dit maak ons ook 'n volk. Dit maak ons 'n volk. Ons is Jaffiste. Ons is die bruid van Jaffa. Ons is die volgelinge van Vader Jaffa, deur die genadebloed van Jaffa en die werkinge van die Ruach HaKodesh. Loof sy naam. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vanoggend vir u 'n wonderlike geleentheid wees, terwyl ons aangaan met die boek Spreuke, hoofstuk 24. Nou, ons begin nou vanmôre met 'n nuwe hoofstuk. Ons het gister klaar gemaak met die hoofstuk. Maar eintlik stap dit maar net so aan. Het is alsman eintlik, dis deel van alles wat 'n koning Salomo geskryf het. Hy sê vir ons vanmôre hierso, in die woord in hoofstuk 24 vers 1, wees nie afgunstig op die kwaaddoeners nie. Ekskuus, wees nie afgunstig op die kwaaddoeners nie. Jy weet,
Baie kwaaddoeners lyk asof hulle meer geseënd is as wat Jahwiste is. Of hulle wie sê, ons is deel van die bruid van Jahweh. Want die woord sê ons, die aanslag wat teen ons is nie vlees en bloed nie. Dis die owerhede, dis die bose magte, die demone in die lig. Hier in my sielsdimensie. Dis nie daar bo in die lig nie. Die aanslag teen die Jahwiste besighede. Ek hoor van dit. Mense vra gereeld, prof, bid vir my besigheid. Dis besig om te gebeur, dis besig om. Ek weet dat die Satan sal enigiets probeer om jou mismoedig te maak. En die woord verklaar dat die sê Jahweh, wat Vader Jahwe aan my hand gegee het, kan niemand daar uitruk nie. Hulle kan jou nie uithaal nie. Al val het 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant, na julle toe kom dit nie aan nie. En ek sluit julle in van agter en van voor. Ek sê mos altyd sommer bo en onder oop. Jy ken al die skrif so. En dit kan my nie uit die hand van die Vader uithaal nie. Ons is nie deur ons eie wil in die hand van die Vader nie. Ons is deur die genadebloed van Jahweh in sy hand geplaas. Hy sê, wees nie afgunstig op die kwaaddoeners nie. Ek wil vanmôre sê, die woord sê dat ons is in Jahweh vergenoegd. Wanneer ons om ons kyk, dan sien ons ander wat minder het as wat ons het. Dan sê ons vanmôre, dankie Vader. Ons kon 'n ontbyt geëet het. Daar's brandstof in die kar of motor om te ry waar ek moet kan gaan. Weet jy wat? Ek is gesond. Al het ek nie 'n kar en al het ek nie brandstof nie, as ek vanmôre gesond is, dit is 'n gawe. Ek wil sê die ander goed wat ons het, is 'n bonus uit Vader Jahwe se hand. Hy sê, wees nie afgunstig op die kwaaddoeners nie. So met ander woorde, daar's 'n Engelse woord wat sê envy. Ons envy hulle nie. Ons beheen hulle nie. Ons smag nie om te hê wat hulle het nie. Want dit sou beteken dat ons moet gaan doen wat hulle doen. Hy sê, wees nie afgunstig op die kwaaddoeners nie, en begeer nie om met hulle saam te wees nie. Ons het nie 'n begeerte om deel van pornografiegroepe en paaldanse groepe en nou kan jy dit gaan noem wat jy wil. Ons het nie 'n begeerte om daarin deel te wees nie. Ons begeer nie om te hê wat hulle het nie. Maar daar's 'n koortjie wat ons sing wat so werklik waar is, wat sê, ek is vry, vry, vry. Jahweh maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Is u vry vanmôre? Kan u vanmôre in opregtheid sê, ek is vry? Prof, het jy geen sondes nie? Nee, want daar's aanslag teen ons lewens. Daar's aanslag teen die bediening, soos wat min ander kerke en organisasies in die goed. Weet jy hoekom? Want die Satan is tevrede. Hy sit op die kerk se dak en hy speel met sy voete so. Maar hy hou nie van dit wat ons doen nie. Maar dit weerhou my nie om vanmôre te sing, ons is vry nie. U krankheid hoef u nie vanmôre te weerhou om te sê ek is vry nie. Jou toestand en jou omstandighede het nie nodig om jou te beroof van die vryheid van Jahweh, waar u kan sing, ek is vry, vry, vry nie. Maar daar is mense wat vanmôre wat dit nie uit volle bors uit kan sing nie, wat so 'n bietjie onderhand sing. Ek is vry, vry, vry. Jahweh maak my vry. Weet jy hoekom? Want hulle het nie alles op die tafel gesit nie.
Hulle het nie hulle self in totaliteit gegee nie. En dit is wat belangrik is. As ons na Jafashua kom, gee alles. Dis wanneer jy klein goedjies wil wegsteek. Daai klein goedjies wil vir jouself hou. Dis hulle wat jou doodmaak. Iemand het eendag gepraat van die klein vossies wat die wingerde verniel. Hy sê ons begeer nie om met hulle saam te wees nie. Ons het die begeerte om met hulle deel te wees nie. Hy sê in vers 2, want hulle harte, dis nie hulle harte nie, dis hulle sielsdimensies. Want hulle harte streep sielsdimensies, bedink verwoesting. En hulle lippe spreek moeite. Nou daai moeite is nie moeite nie, dit spreek sonde. Dit spreek oordeel. Dit spreek verwoesting. Want dit wat hulle bedink met hulle sielsdimensie, want my hart kan nie dink nie. Want dit wat hulle bedink spreek dood en ongeregtigheid. Spreek sonde. Dit wat uit hulle monde uitkom, is dit wat in hulle gedagtes is. Daar's 'n gesegde wat sê waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. En u weet reeds, dis nie wat in my hart is nie, dis wat in my sielsdimensie is, wat by my mond uitkom. En daarom kan ons as Jafiste nie anderster as om in heerlikheid Jaffa te verheerlik nie. As om tydig en ontydig die woord van die lewe te saai nie. Ek en u het vanmôre iets wat die wêreld nie het nie. Wat is dit? Ons het die salwing van die Ruach HaKodesh. Ons het die vrugte van die Ruach HaKodesh. En wanneer ek en u hierdie vrugte tentoonstel en hierdie salwing waarin ons loop en beweeg, dan begeer ander om dit te hê wat ek en u het. Ons begeer nie om te hê wat die Satan het nie. Want die goed wat hy vir jou nou gee vandag, is die begin, waar die terugbetaling, daar's as jy ding op skuld koop, daar's mos paemente, en daar's rente. Dis die begin van die paemente en die rente, wat jou ewige lewe gaan kos. Hy gaan sy stuk vleis sny. Hy gaan kom vir sy gedeelte. My Bybel sê, wees oor min getrou, en oor veel sal ek jou aanstel. Hoe wonderlik is vanmôre dat ons is nie ek amper nou 'n term gebruik. Ons is nie gepla oor rykdom en prestige en al die goed nie. Ons is nie daar, dis nie wat ons bediening omdraai nie. Ons bediening gaan oor een siel wat tot bekering kom. Dis waarop hierdie bediening gebou is. Want die Bybel sê, daar's blydskap in die hemel. Daar's vreugde in die hemel. Wanneer een siel hom tot Jafashua bekeer. En dis hoe die bediening gefunksioneer het. Die Jafistiese bediening 2000 jaar gelede. In die tyd van Jafashua. Die woord sê, en daar was dag vir dag by die gemeente gevoeg. En dis wat ek en u na moet smag en voorstreef, dat daar dag vir dag by die gemeente gevoeg kan word. Dis nie 'n kerk nie, dis nie 'n organisasie nie. Ek sien hoe Jaffa besig is met nuwe mense. Hoe weet jy dit, prof? Want ek kan sien wanneer nuwe mense boeke bestel. En ek hoor mense sê, ons is nou 3 maande, 4 maande, 6 maande, 2 weke, besig met die bediening. En dadelik stel hulle belang om boeke te koop. Dit sê vir my, die mense is geprikkel. En
is dit nie waarvoor Jahwe ons geroep het nie? Sodat hy in en deur ons verheerlik kan word nie? Sodat ons die instrumente kan wees wat hy wil gebruik nie? Is dit nie die rede dat hy ons geroep het nie? Ja. So wat het die wêreld daarso? Wat het die Satan? Wat het die kwaaddoeners? Wat ek en u begeer? Ons begeer dit nie, wat hulle uiteinde gaan wees, die ewige hel. Kom ons probeer vandag om iemand aan Jahwe voor te stel. Want die woord sê dat dit is soos 'n brandhout wat uit die vuur uitgered word. Wanneer ons iemand by Jahwe uitkry, wat sou verlore wees, maar wat 'n Jahwe kan word. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.